Kerkvader Augustinus het as jongman sy rug op die Here gedraai en 'n baie onsedelike, roekelose lewe gelei. Maar hy kom kragtadig tot bekering. En nou keer hy terug na Noord-Afrika, na sy tuisdorp. En soos wat hy in die straat loop, is daar een van sy vorige meisies wat hom sien en sy is baie opgewonde om hom te sien en sy waai. Sy sê, Augustinus, dis ek. En hy draai na haar toe en hy sê, maar dis nie ek nie. Wat hy vir haar wil sê is, ek is nie dieselfde persoon as wat ek was toe jy my geken het nie. Toe het ek nog nie die Here geken nie, maar die Here het my lewe verander. Ek het Jesus ontmoet en dit het die groot verskil gemaak. Nou as ons Psalm 51 lees, dan sien ons Dawid se groot begeerte is dat die Here hom totaal en al innerlik sal verander, 'n nuwe mens sal maak. Hy vra hom om nuut gemaak te word. Ons lees al byvoorbeeld vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God. As hy praat van skep vir my 'n rein hart, dan bedoel hy daarso die mens wat ek ten diepste is, die eintlike mens moet nuut gemaak word. Nou baie interessant as ons nou Psalm 51 lees, dan die eerste deel, die eerste 11 verse is 'n gebed wat jou terugbring na God se hart. Jy sien, hy het grootlikse sondige, ek gaan nou nie in die detail inhou nie, want dis nie die fokus vir vanaand nie. Maar hy het regtig groot gesondig, maar nou kom hy en hy bely sy sonde voor die Here. En hy sê, wees my genadig, o God, na u goeie tierenheid. Telg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Jy sien, hy het hierdie opregte berou oor sy sonde, want ek, klem daar op die ek, want ek ken my oortredinge, my sonde is altyd deur voor my. Hy sê, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Ja, hy het teen verskillende mense gesondig. Hy sê, maar in vergelyking met my sonde teenoor God, is dit amper niks nie. Hy sê, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Met ander woorde, Here, as u my so veroordeel, sou u heeltemal reg hê om dit te doen. Hy kom en hy bid vir die reiniging van sy sonde, verberg die aangesig van my sondes en delg uit al my oortredinge, al my ongeregtighede. Jy sien, hy het hierdie intense berou en die begeerte dat die Here sy sonde sal vergewe. Maar Dawid is nie tevrede net met dit dat die Here sy sonde sal vergewe nie. Hy bid vir meer. Hy bid vir 'n innerlike transformasie. Hy sê, Here, verander my. Nou, hy is so dankbaar vir die genade van die Here, so dankbaar dat die Here hom gered het. Nie vir 'n oomblik is dit nie belangrik nie. Maar vir Dawid is daar hierdie begeerte dat hy innerlik so verander sal word, dat hy nooit weer sal terugkeer na 'n sondige lewe nie. Dat hy nie sal sonde doen nie, maar dat hy in oorgawe aan die Here sal leef. Hy kom en dan, wat hy eintlik daar doen is, hy bid vir 'n nuwe skepping om plaas te vind. Hy gebruik 'n Hebreëse woord wat ons in Genesis 1 vers 1 kry, waar ons lees byvoorbeeld, in die begin het God die ganse heelal geskep. En nou gebruik hy dieselfde woord van geskep. En elke keer wat ons hierdie woord kry in die Bybel, is dit God wat iets skep. Want dis net God wat uit niks uit iets kan skep. En hy sê, Here, daar's dinge wat net u kan doen. Dis die implikasie hier. Dis nie iets wat ek self kan doen nie. Dis iets wat ander mense vir my kan doen nie. Net u kan my hart verander. En ek bid, Here, dat u dit sal doen. Skep vir my 'n rein hart, bring iets tot stand wat nie bestaan nie. Dit
vir baie mense, hulle kom tot bekering en ja, die Here in sy genade vergewe hulle sonde. En hulle is dankbaar vir die vergifnis van hulle sonde. Maar dit is net asof dit nie deurwerk na hulle lewe nie. Want hulle het nie regtig hierdie innerlike verandering. Jy sien die werk wat die Here doen hier in ons harte moet uitwerk na hoe ons omgaan in die lewe, hoe ons leef, wat ons doen, hoe ons omgaan met mense. En baie keer vind ek dat dit is asof mense traag is om God toe te laat om hulle lewe te verander. Dawid is anders. Hy kom en hy sê, Here, verander my deur en deur, elke deel van my wese, verander my. Baie mense se bekering is 'n soort van 'n hervorming, maar hulle het net die verandering beleef wat net die Here kan gee nie. Nou, onthou baie jare terug, ek het pas in Nieu-Seeland begin werk as 'n maatskaplike werker. En nou werk ek vir die staatse kinderwelsyn daarso. Nou moet ek 'n man gaan besoek wat probleme gehad het omdat hy gewelddadig was teenoor sy vrou en sy kinders. En dis mos nou maar 'n baie ongemaklike besoek wat 'n mens doen. En ek kry hom waar hy besig is om vullis buitekant in die astrom te gooi. Ek stel myself voor aan hom en hy gooi sy hande in die lug en hy sê, I'm reformed. Wat hy vir my wil sê is, ek doen nie meer daai dinge nie, ek het my lewe hervorm. Jy sien dat en baie mense hervorm hulle lewe, in die sin van daar sekere uiterlike goed wat hulle laat staan, wat hulle verander, en vir baie jare het kerke, ek het groot geword in daai tipe van kerkkultuur, die klem gelê op uiterlike dinge. So as jy tot bekering gekom het, dan is daar hierdie uiterlike tekens dat jy tot bekering gekom het. Met die eintlike bekering, die eintlike verandering, die innerlike goed, dit het baie keer nie die klem gekry wat dit moes kry nie. God maak mense nie beter nie. God het geen behaag om jou beter te maak nie. God wil jou nuut maak, dis wat belangrik is. God wil jou nie hervorm nie. God wil jou transformeer. Jy weet, Jesus kom en hy sê, jy moet weer gebore word. In ander woorde, wanneer jy by die Here Jesus uitkom, is dit so intens, die verskil is so groot, is asof jy 'n nuwe mens is, asof jy pas gebore is as nuwe mens. En Paulus kom en hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 7, hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Hy sê, kyk, dis iets sigbaars, nee, kyk, die ou dinge het verbygegaan. Die nuwe is hier, alles het nuut geword. Dis ware bekering. Nie net om te weet, maar die Here het my sonde vergewe nie, maar om te beleef dat die Here jou innerlik verander en daarom verander jou lewe. 3 kenmerke wat Dawid vir ons gee, hier in Psalm 51, is die kenmerke van totale transformasie wat die Here doen. Hy kom en hy kom bid. Hy sê, hy wil 'n standvastige gees hê, vers 12 daarso. Hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God, gee my 'n nuwe standvastige gees. Vorm dit hier binne in my, Here, dat ek sal vas staan wanneer daar weer versoekings kom. Vers 13, moenie my verban weg van u teenwoordigheid nie, moenie Heilige Gees van my al wegneem nie. Jy sien, daar's een ding wat Dawid ten alle koste wil vir my. Hy wil nie hê dat sy intieme verhouding met God verbreek moet word deur sonde nie. Hy wil nie hê dat die Heilige Gees van hom weggeneem word en dis hoe hy dit beleef. Dawid het koning Saul as voorbeeld gehad. Nou lees ons, koning Saul het sy rug op die Here gedraai, ten spyte van soveel waarskuwings van die Here, ten spyte van soveel geleenthede om terug te keer na God toe, maar hy het net nooit teruggekeer met 'n opregte berou nie. Ons lees in 1 Samuel 16 vers 13 en 14 daarso. En dis die dag toe Samuel vir Dawid kom salf het as die nuwe koning. Terwyl Dawid daar tussen sy broers staan, neem Samuel die olie wat hy saamgebring het en gooi dit op Dawid se kop. Van toe af het die gees van die Here
kragtig in hom gewerk. Daarna het Samuel na Rama toe teruggegaan, maar die gees van die Here het Saul verlaat. Dawid beleef dat die gees van die Here kom en in hom werk. Saul beleef dat die gees van die Here hom verlaat het, en dan lees ons 'n bose gees wat die Here gestuur het, het hom getuister. Dawid kom en hy sê, Here, mag dit nooit met my gebeur. Mag nooit met my gebeur wat met Saul gebeur het nie. Kan dit jou gebed ook word? Here, ek wil nooit, Here, dat die gees moet weg van my wees. Ek begeer hierdie intieme verhouding met die Heilige Gees. Ek wil U moet vir my 'n werklikheid wees my lewe lank. Weerhou my van sonde, Here, wat 'n wig indring tussen my en U. Hy begeer meer, hy sê, gee my tog weer die vreugde van U redding. Dit wat ek eens beleef het, Here, gee dit weer vir my. Ek wil dit weer beleef, Here. Ek wil voel soos iemand wie se sonde weggeneem is, iemand wat vrygespreek is. Dit iemand wat so skoon is soos sneeu. Die witste ding waaraan hy kan dink, en ek dink is die witste ding waaraan ek kan dink is sneeu, en hy sê, Here, so skoon wil ek voor U wees. En gee vir my 'n blydskap, vreugde, omdat ek weet, God het my sonde vergewe. So die eerste ding is, gee my hierdie standvastige gees. Mag my redding so 'n werklikheid vir my wees, dat ek nooit, Here, sal teruggaan, nooit weggaan van U nie. Maar die tweede ding wat hy vra, eerste een is hierdie standvastige gees, en die tweede een is 'n gewillige gees. Vers 14 daarso, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Met ander woorde, kom werk hier in my, dat my hart gewillig sal wees. Vers 14 in die Nuwe Lewende Vertaling, maak my gewillig om U te gehoorsaam. En ek wil jou vra, het jy al die krag van die Here beleef, wat jou innerlik nuut maak, en wat jou vul met daardie vasbeslotenheid, om getrou te wees aan God se wil. Dit wys in die dinge wat jy begeer, die dinge wat vir jou belangrik is, en die dinge waarna jy streef, nee. God se woord is jou maatstaf vir reg en verkeerd, en wanneer die God hier kom en ons van binne af verander, dan is ons volkome oorgegee om te doen wat God behaag. En jy wil niks doen wat oneer aan die Here bring nie. Dawid kom en hy kom bid, dat Here, maak my so gewillig om U gehoorsaam te wees, dat ek niks sal doen wat oneer aan U bring nie. En hy weet, Here, dis net U wat dit kan doen. Hy sê, ondersteun my deur 'n gewillige hart, om te doen wat U wil hê ek moet doen. Dawid besef, ek is innerlik nuut gemaak, sodat ek uiterlik nuut kan leef. En skielik het hy ander mense in die oog, en hy besef, maar hulle is nog nie nuut gemaak, hulle is nog nie gered deur die Here nie. Hy sê in vers 15, dan sal ek oortreders U weë leer, sodat sondaars hulle tot U sal bekeer. Hy sê, Here, maak my so gewillig om U wil te doen, dat ek ook vir hulle wat nie U wil doen, wat nog aan hulle sonde is, dat ek vir hulle sal leer, sal vertel van wat U gedoen het in my lewe. En Dawid het 'n kragtige getuienis gehad van hoe die Here hom genade bewys het. Jy sien, daar's niks soos 'n persoonlike getuienis om iemand se aandag te kry nie. Niemand kan met jou stry oor wat jy persoonlik beleef het nie. Dis moontlik dat hulle dit nie sal verstaan nie, dis moontlik dat hulle dit nie sal aanvaar nie, maar hulle kan nie ontken dat jy dit beleef het nie, want dis wat jy beleef het. Dawid kom en hy uit hierdie gesindheid teenoor mense om uit te reik na hulle en te sê, waar jy nou is, ek was daar gewees. Ek was die oortreder, ek was vasgevang in my ongeregtigheid, ek was 'n sondaar, maar die genade van God, wat aan my bewys is deur Jesus Christus, daardie genade
het vir my nog 'n kans gegee. Daardie genade van God het vir my gered. As jy gered is, as jy die genade van God beleef het, dan tree jy genadig op teenoor ander mense. Al is hulle sondaars, al doen hulle verkeerd, al is hulle lewenswyse totaal en al onaanvaarbaar vir jou, maar jy loop nooit met 'n meerderwaardigheid, met 'n ek is beter as iemand anders. Jy loop saam met hulle met die besef van, ek was daar gewees en dis die genade van die Here, dat ek nie meer so is nie. Soos Paulus kon verklaar in 1 Korintiërs 15 vers 10, ek is wat ek is deur die genade van God. Jy kan nooit met 'n skoon gewete neerkyk op enige ander persoon vanweë hulle sonde nie. Jy besef maar net dis die genade van die Here, en dis hoekom dit so 'n voorreg is om uit te reik na mense wat nog nie God se genade ken nie, nog nie gered is nie, nog nie verander is nie. Dis nie jou verantwoordelikheid om mense te verander nie. Dis nie of jou verantwoordelikheid om resultate te bewerk nie. Al wat jy moet doen is net om die goeie nuus van Jesus met mense te deel. Laat die persoon in die hand van die Here. Jy bring die woord, jy bring jou getuienis, jy vertel vir hulle van die liefde van God, jy vertel van wat Jesus aan die kruis gedoen het, jy vertel van die genade van die Here, en die Heilige Gees doen die werk. Jou getuienis is soos 'n skakel in 'n ketting. Jy sien die volgende skakel. Dis al. Jy is nie die hele ketting, jy is nie verantwoordelik vir die hele ketting nie. Jy is net verantwoordelik vir die volgende stukkie in iemand se lewe. As jy hierso na my luister vandag en jy weet, maar ek het nog eintlik nie die genade van die Here beleef nie. Ek wil so graag die volgende skakeltjie in jou lewe wees om vir jou by die genade van God te bring, om vir jou te sê, vlug na die Here, neem jou toevlug na die Here, maak nie saak wat verkeerd is in jou lewe, kom met jou sonde, maak nie saak wat mense van jou dink, jy kom na die Here en sê, Here, ek het die genade in my lewe nodig, ek het die vergifnis nodig, ek het die transformasie in my lewe nodig, ek het 'n nuwe hart nodig, skep vir my 'n rein hart, Here, en gee vir my 'n gewillige gees om vir U te leef. In een van die vorige gemeentes waar ek was, het 'n sekere dame eendag net hierdie ingewing gekry wat die Heilige Gees vir haar gee. Die Heilige Gees wys vir haar 'n man met 'n hond, en dat sy met daardie man die evangelie moet deel. Toe, nie lank daarna nie, loop sy op die strand, en sy en die kinders is daar op die strand, en sy sien die man wat die Here vir haar gewys het. Sy sien in die gesig wat die Here vir haar gegee het, die man met 'n hond, en sy sien die man met die hond, sy weet dis hy, en sy wil so graag met hom gaan praat, maar sy het net nie die moed om dit te doen, en die kans gaan verby. Nou wortel sy met skuldgevoelens, want sy voel sy was ontrou aan die wil van die Here. Dag of wat later is sy weer op die strand, en nou sien sy dieselfde man met die hond. En nou is daar 'n paar mans om hom wat met haar gesels, en sy wil so graag by hom uitkom, maar hoe druk sy nou tussen al hierdie mans in om die evangelie met hom te deel? En na ruk loop die mans toe na weg, en sy stap nader na hom toe, nou dis 'n wildvreemde man. Sy is alleen daar met hom, en sy sê net, ek wil net vir jou sê, Jesus het jou lief. Die man is baie hoflik. Hy sê, dankie, maar ek glo nie daar is soort van goed nie. Sy draai om, sy loop weg, en sy het skars 2 tree geloop, of hy roep haar terug, en hy sê, kan ek jou 'n drukkie gee? Net dit, niks meer nie. Nou, vriende van die dame sien haar met die man, en hulle wil weet, ken jy die man? Sy sê, nee, glad nie van 'n kant af nie. Sy vind uit, hy's getroud met 'n vrou wat die Here in opregtheid dien. So wanneer sy kerk toe gaan, dan neem hy die hond vir 'n wandeling. Maar hy kan nie wegkom van die stem van die Here nie. Jy weet, nou moet hy hierdie gaan verwerk. En ons weet nie wat die besluit was wat hy geneem het, hoe hy daarmee gemaak het nie, maar
Jy weet, hierdie God in wie hy nie glo nie, wys vir iemand wat hom nie ken nie, om vir hom te sê, God is lief vir jou. En dit raak sy hart so, dat hy sê, kan ek jou 'n drukkie gee? Ek wonder of ons nie net soos Dawid ook kan kom en sê, Here, gee vir my 'n gewillige hart om u stem te hoor en te doen wat u wil hê ek moet doen. Wys vir my iemand op my lewenspad, Here, vir wie ek 'n woord kan gaan gee. Eenvoudig van, soos hy gemaak het, ek wil net vir jou sê, Jesus is vir jou lief. Min wetend wat die storie is agter dit. Here, gee vir my 'n gewillige gees, 'n standvastige gees, 'n gewillige gees. Die ander ding wat Dawid vir vra, en dis die kenmerk van 'n lewe wat getransformeer is gee vir my 'n blymoedige gees. Skaars het Dawid gesê, ek wil oortreders leer, of hy self word oorval met 'n sonde besef. Nou lees ons daar vers 16 in die Afrikaanse vertaling, red my van bloedskuld, o God van my heil, laat my tong u geregtigheid uitjubel. Skielik word hy gekonfronteer met die enorme erns van sy sonde wat hy gedoen het. Dit is soos iemand wat aan posttraumatiese stres ly en 'n terugflits het van die trauma wat hulle beleef het baie keer jare en jare gelede, en skielik is dit vir hulle so werklik is asof dit nou net gebeur, op hierdie oomblik gebeur. Hulle beleef alles wat hulle beleef het, toe beleef hulle nou. En Dawid beleef in daai oomblik, lyk dit vir ons weer hierdie besef van hoe skuldig hy voor die Here is. Ek is skuldig aan moord, ek is skuldig aan egbreek, ek is skuldig aan bedrog. En hy doen wat elkeen van ons moet doen wanneer ons so oorval word met ons verlede, met die skuld, met die sonde van die verlede. Hy kom en hy sê, Here, red vir my daarvan. O God van my heil, die Nuwe Lewende Vertaling sê, o my redder, God, my redder, God. Here, help my. Hy sê, laat my tong u geregtigheid uitjubel. Die woord geregtigheid, as ons praat van God se geregtigheid, is dit die betekenis van God tree altyd reg op. Maar wanneer dit gebruik word vir ons, dan praat dit as God ons geregtigheid skenk, dan beskou God ons asof ons nie gesondig het nie. Sy vergifnis is so groot. God sien ons deur die bloed van Jesus Christus. Christus wat ons sonde gedra het, weggeneem het. Hy het dit gedra sodat ek en jy daardie geregtigheid van God kan ontvang, daardie totale nuutheid en vergifnis, daardie stand voor God van nuut geskape, vrygespreek, dat ons dit kan kry. Wanneer jy dit beleef, dan vervul dit jou met blydskap. Jy is so dankbaar. Jy kan nie anders as om net vir die Here te dank en te loof daarvoor nie. Jy het 'n nuwe lied in jou hart en op jou lippe. En Dawid kom en hy sê, laat my tong u geregtigheid uitjubel, dan sal ek voluit sing van u regverdigheid. Jy sien daardie hart wat aangeraak is, dit loop oor in 'n mond wat die Here loof en prys. Hy sê, vers 17, Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Wanneer laas het jy die lof van die Here verkondig? Wanneer laas het jy net losgebreek in 'n lied vir die Here van blydskap, van dankbaarheid, van hoe goed die Here is, hom geprys daarvoor. Kan ek vir jou sê, Romeine 5 vers 20, waar die sonde meer geword het die genade nog meer oorvloedig geword. As die duiwel kom en hy kom oorlaai jou met die skuldgevoel, neem jou toevlug na die Here toe, weet net, hoe groter die sonde, hoe groter die genade. Sing van die genade, praat oor die genade van die Here. Vra die Here om jou mond aan te raak, te open, sodat jy oor die genade van die Here met mense kan praat. Is dit nie wonderlik om te weet dat die genade van die Here vir elkeen
beskikbaar is nie. Ek lees hierdie storie uit die kerkgeskiedenis in die jare 1531 tot 1578. Is die protestante baie wreed vervolg in Nederland. En ons kry Hans Brett, wat 21 jaar oud was, hy het in 'n bakkery in Antwerpen gewerk om sy weduwee ma finansiëel by te staan. En hulle was protestante gewees. Hans het die woord bestudeer met erns, en dan het hy nou nuwe mense ook in die woord voorberei, sodat hulle gedoop kan word. En een aand is daar 'n klop aan die deur en Hans word gearresteer. En vir maande word hy gemartel terwyl hy in isolasie aangehou word om hom tot inkeer te bring. Maar hy weier om sy geloof in Jesus Christus prys te gee. En hy word uiteindelik gefonnis om te sterf op die brandstapel. En op Saterdag 4 Januarie 1577, vroeg die oggend, maak die laksman sy deur oop en beveel hom om sy tong uit te steek. Hulle skroef sy tong vas in 'n klamp. Toe brand hulle die punt van sy tong met 'n gloeiende yster, sodat sy tong sou swel en nie meer uit daardie klamp uit kan kom nie. Sien, hulle wou ten alle koste verhoed dat hy die evangelie bring, dat hy God verheerlik, dat hy moet preek, moet praat oor God, oor die genade, die liefde van die Here, terwyl hy dan nou tereggestel word. Wys net vir jou hoe groot die krag van jou getuienis is, en hoe die duiwel jou getuienis vrees. Hy sal enigiets doen om jou stil te maak. Die wêreld wil jou stil maak vandag nog. God wil vir jou soveel vreugde in jou hart gee. Hy wil sy redding vir jou so werklik maak dat jy nie anders kan nie, maar dat jy sê, ek wil die Here loof, ek wil die Here prys. Kan ons na die Here toe kom en sê, Here, verander hierdie mens. As jy nog die Here ken nie, hardloop na hom vir genade. Kom voor die Here en sê, Here, ek staan met leë hande, ek het die genade nodig, vergewe my sonde. Ek glo dat Jesus vir my gesterf het. Ek weet die meeste mense wat na my luister, ken die Here. Maar ken jy die vreugde van die Here? Of het jy dit al verloor? Ja, die Here het vir jou genade bewys, maar deur die lewe het besig geraak. En dit is asof die vreugde vervlou het en is net nie meer daar nie. Daar was tye wat jy dalk gepraat het met mense met 'n entoesiasme oor Jesus en jou mond het stil geword. Jou woorde is min. Daar was 'n tyd wat jy gesing het tot eer van die Here, maar jy doen dit nie meer nie. Kan ons terugkom na daai punt waar ons sê, Here, gee vir my 'n standvaste gees. Ek wil nie terugval in 'n ou lewe van sonde nie. Here, gee vir my 'n gewillige gees. Ek begeer om so in intimiteit met U te leef en U wil te doen in alles, Here. En Here, gee vir my 'n blymoedige hart, 'n blymoedige gees om lof aan U te bring, om te praat oor die goedheid van die Here en dit te sing en te bid daaroor en mag dit 'n werklikheid wees in my lewe. Kom ons vra die Here daarvoor as jy wil. Here, so kom ons en ons wil kom sê, Here, gee vir my 'n hart wat nuut gemaak word deur die Heilige Gees, sodat ek U kan eer in alles. Mag mense my sien, mag mense my hoor, en mag hulle my getuienis sien en hoor, mag hulle weet, omdat dit eg is, dat ek aan U behoort, en vir U leef, en U wil verheerlik in alles. Geef ons die regte woord vir die regte persoon. Geef vir ons 'n lied in ons hart, geef vir ons die dankbaarheid, daardie oorweldigende dankbaarheid vir U genade. Bring ons terug, Here, waar U ons wil hê. En neem ons verder as wat ons was. Plaas ons op 'n hoër vlak as wat ons ooit was. Mag U, Here, duideliker, mooier in ons lewe na vore kom as ooit tevore. Mag Jesus verheerlik word.
Mag dit van ons waar wees wat Paulus kon verklaar, vir my is die lewe Christus. Ek leef vir Jesus en die sterwe is wins en as ek doodgaan, maak dit nie saak nie. Here, mag dit so wees dat ons lewe toegevou word in hierdie begeerte om vir U te leef. Amen. Baie dankie dat jy saamgeluister het. Mag die seën van die Here op jou lewe rus in hierdie week wat voorlê.